Ek is altyd dankbaar vir elkeen van julle wat ingeskakel is en dit is so 'n voorreg dat ons op hierdie wyse ook vanmôre kan vergader. Grace and peace van my kant af. Voordat ons gaan luister na die woord van die Here, kom ons sit net so en kom ons maak ons oë toe. Dierbare Here, Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om U te kan ontmoet vanmôre. En dankie Here dat ons weet dat wanneer ons na U woord luister, dan is dit omdat U ons wil leer, omdat U ons wil onderrig, omdat U ons wil opbou. En ons is honger vanmôre om te hoor wat U vir ons sê. En daarom maak ons harte oop vir U, en ons maak ons harte oop vir U woord, en ons vra dat U woord vanmôre op vrugbare grond sal val. En ek vra Here dat U in my en deur my vanmôre sal beweeg. Raak elke hart nou aan, in elke vertrek, waar mense nou deel is van hierdie diens. Bid dit in Jesus naam. Amen. Die lewe het 'n manier om baie keer vir ons moeilike tye te bring. Om vir ons situasies te bring wat jy partykeer voel, ek weet nie of ek dit kan hanteer nie. Om ons in tye te vat wat ons oorweldig voel. So die lewe ongelukkig het sy swaar kry. In die lewe, ongelukkig, het sy struggles. Partykeer is dit effens, partykeer is dit baie intens. Partykeer is dit so erg dat jy voel, jy weet nie of jy die volgende tree kan gaan klim nie, kan gaan gee nie. En jy kyk na die toekoms en dit lyk vir jou soos 'n berg wat jy moet uitklim. En jy weet nie of jy dit gaan regkry nie. En partykeer gaan jy deur struggles wat jy eintlik vir die Here wil vra, waarom Here? Waarom gebeur dit met my? Waarom gaan ek hier deur? Nou mense, ek dink ons was almal al daar in ons lewe gewees. Ek dink almal van ons het dit al ervaar. En ek wonder, dalk is dit jy wat vandag daar is. Dalk op die oomblik bevind jy jou in so 'n situasie. Wat ons vandag moet hoor, dis oukei om partykeer so te voel. Dis oukei om partykeer hierdie vrae te vra. Dis selfs oukei om vir die Here te vra, waarom gaan ek hierdeur? Dis oukei om te stoei en te struggle met God. Maar daar's 'n ander vraag wat ons vanmôre ook vir mekaar moet vra. Wat van as ons op 'n punt kom wat ons besef dat ons struggling tye, ons tye waar ons getoets word, ons tye waar ons deur ellende en pyn en moeilikhede gaan, is nie daar om ons te straf nie, maar dat dit eintlik daar is om ons voor te berei en ons te laat groei. Gaan ons nie anders dink daaroor nie? Wat as God dieselfde goed gebruik wat die lewe vir ons swaar en moeilik maak, juis om ons te laat groei, juis om ons te ontwikkel, juis om ons sterker te maak en ons nader aan hom te bring? Kan dit wees dat die moeilikste tye in ons lewe het 'n groter doel as wat enigiemand van ons ooit kan dink? Vanmôre gaan ons die vrae vra en gaan ons hierdie antwoorde kry en ons gaan hieroor bietjie kyk en ons gaan dit ondersoek. En vanmôre se tema is die redes vir seisoene van swaar kry. Die redes vir seisoene van swaar kry. The reasons for struggling seasons. En ons teksvers wat ons as 'n ankervers en 'n vertrekpunt vanmôre gebruik, is Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hoor wat sê Jakobus: Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Pause. When troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Dit maak nie heeltemal sin wat Jakobus hier sê nie, maar luister nou. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Die woordjie endurance daar, moet ons net vinnig na kyk, is die Griekse woordjie hypomone, wat beteken letterlik remaining under of staying behind. Met ander woorde, hoe die woordeboek sê, it implies a sense
of steadfastness and patience. Met ander woorde, dat ek nie onkant gevang sal word nie, dat ek nie heen en weer gegooi sal word nie, dat ek nie sal opgee nie, maar dat ek standvastig sal bly, dat ek steadfast sal bly en sal aangaan en geduld sal hê deur die situasie, dat ek sal kan leer om te endure. So kom ons kyk vanmôre na 4 redes hoekom ons partykeer deur seisoene van swaar kry gaan. Die eerste is om ons geloof te versterk, to strengthen our faith. Kom ons gaan terug na Jakobus toe. Jakobus 1 vers 3. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. What does it say? For you know when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. The Passion Translation said it baie prakties. For you know that when your faith is tested, it stirs up power within you to endure all things. Een van die groot redes hoekom ons baie keer struggle en hoekom hierdie moeilike tye in ons lewe vir ons so 'n issue is dat ons word getoets. Ons word getoets om te kyk of ons geloof sterk genoeg is. Jy sien, ons word letterlik, as ek kan sê amper, kan ek dit so stel, ons geloofspier word geoefen, ons geloofspier word ontwikkel. Jy weet, fisiese krag, nê, word ontwikkel deur weerstand, nê. En as jy nou byvoorbeeld weights doen, nê, en jy doen strength training, dan ontwikkel jou spiere en jy word sterker. En dieselfde met ons geestelike krag. Ons geestelike krag ontwikkel en ons word geestelik sterker wanneer ons deur hierdie moeilike en swaar kry seisoene van ons lewe gaan. Jy sien, deur die toetsing, deur die swaar kry seisoene, is God besig om ons te groei. Is God besig om uithou vermoë in ons te kweek. En die uiteindelike doel daarvan is om ons geloof sterker te maak, om ons geloofspier te ontwikkel, sodat ons wat kan word? Sodat ons volwasse gelowiges kan word. En dat ons geloof op 'n punt kom wat dit unshakable is, dat niks en niemand dit kan breek of kan vernietig of kan wegvat nie. 1 Petrus 6 vers 7 sê dit baie mooi. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Luister nou. Even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world. What a text. When your faith remains strong, though, through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world. So daar's vir ons 'n beloning eendag in die hiernamaals, nê. Maar luister, it is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So met ander woorde, struggling, moeilike tye waar jy getoets word, moeilike tye, moeilike seisoene is geleenthede vir my en jou om te groei. Is dit maklik? Niemand het dit gesê nie. Wil ons daardeur gaan? Nee. Maar die uiteindelike resultaat as ons vasbyt en as ons oë op Jesus sit, is dat ons geloofspier sal groei en dat ons geloof sal mature, dat ons geestelike volwasse Christene sal word. Elke challenging tyd waardeur ons gaan, elke uitdagende tyd waardeur ons gaan, is 'n kans om ons geloof te versterk, is 'n kans om ons geloof te laat groei, is 'n kans om ons vertroue in God sterker te maak. En wat gaan die uiteindelike resultaat daarvan wees?
'n sterker en meer volhoubare geloof. So kom ons vra vir onsself hierdie vraag vanmôre. Hoe reageer ek en jy in moeilike tye? Hoe reageer ek en jy wanneer ons deur struggling seasons gaan? Hoe reageer ek en jy wanneer ons getoets word? Hoe reageer ek en jy wanneer die lewe nie uitwerk soos wat ons graag wil hê dit moet wees nie? Ons hoef nie te ontken dat dit sleg is nie. Ons kan eerlik wees daaroor. Maar is ek en jy bereid om toe te laat dat ons geloof deur dit gebou word? Dat ons geloofspier deur dit versterk word en dat ons geloof sal groei? Of fight ons alle moeilike situasies, alle moeilike tye, alle swaar kry tye, fight ons dit met frustrasie, fight ons dit met weerstand, fight ons dit met opstand, of selfs baie keer kan mens dit fight op 'n manier wat jy sê, maar ek sal dit maak, ek is sterk genoeg, niks sal my onderkry nie. Dit is nie die manier hoe mens veronderstel is om situasies te hanteer nie. Jy sien, God laat toe dat ons deur swaar kry tye gaan, sodat ons geloof ook getoets kan word, en sodat ons geloof kan groei en versterk kan word, en ons vertroue in hom groter en sterker kan word. Die tweede rede hoekom ons baie keer deur hierdie seisoene van swaar kry gaan, is om te openbaar wat in ons harte aangaan. To reveal what's in our hearts. Daar's 'n storie wat vir jou sê dat jy weet net wat in 'n teesakkie is wanneer jy dit in die kookwater sit. Eers as jy dit in die kookwater sit, dan kom jy agter wat se tee is dit en wat se geur en wat se kleur dit is. En kind of is dit dieselfde met ons as mense. Dit is maklik om wanneer alles altyd goed gaan met jou en alles is altyd, as ek dit so kan stel, hunky-dory, om te lyk asof alles wonderlik is, nê. Maar die oomblik wanneer ons deur swaar kry tye gaan, die oomblik wanneer ons struggle, die oomblik wanneer ons stoei en tye beleef wat regtig vir ons swaar is en wat nie maklik is om deur te gaan nie, dan wys dit vir ons wat binne in ons hart is. So die goed binne in ons hart kom as die ware uit, nê. En dit is een van die redes hoekom God ook toelaat dat ons deur hierdie tye gaan, is juis om ons harte te ondersoek, om dit wat in ons harte is uit te bring. Ek wil amper sê om as ware die goed wat nie daar moet wees nie, na bo te laat kom, sodat ons dit kan suiwer en kan uithaal. Deuteronomium 8 vers 2 sê, "Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years. Luister nou, humbling you and testing you, hoekom? To prove your character and to find out whether or not you would obey his commands." Jy sien, dis maklik om te sê ek sal die Here gehoorsaam, maar sal ek die Here gehoorsaam wanneer ek swaar kry? Sal ek die Here gehoorsaam wanneer ek deur moeilike tye gaan? Sal ek die Here gehoorsaam wanneer hy my toets? Sal ek die Here gehoorsaam wanneer dinge nie so lekker loop en die lewe nie so maklik is nie? Of gaan ek in opstand kom? Wat gaan nie uit my hart uitkom, nê? Jy sien, ons reaksie op swaar kry tye, ons reaksie op struggling seasons, nê, wys of ons regtig God vertrou. Kan ek dit weer sê? Ons reaksie binne in swaar kry tye, ons reaksie binne in struggling seasons, ons reaksie wanneer ons getoets word, ons reaksie wanneer die lewe nie loop soos wat ons wil hê dit moet loop nie, wys of ons God regtig vertrou. Jy sien, dit is so maklik om te sê ek vertrou God, maar wanneer ons deur daardie tye gaan, dan kom dit na vore, vertrou ons God regtig of sê ons net so? Jy sien, wat dit ook doen, nê, dit wys vir ons, is ons geneig om op ons eie vermoëns en ons eie kragte staat te maak, of is ons geneig om op God staat te maak. En dit wys vir ons wat se, ek wil sê, amper sê, idols, afgode ons dalk in ons hart het. Wat se goed, wat bedoel ek daarby? Ek bedoel nie dat jy 'n beeld aanbid nie, wat bedoel ek daarby? Dat daar goed is wat God se plek in my en jou lewe ingeneem het, dat daar goed is wat belangriker is in my en jou lewe
as wat God is. En wanneer ons deur hierdie swaar kry tye gaan, dan wys dit ook vir ons. Matteus 6 vers 21 sê, wherever your treasure is, there the desires of your heart also will be. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En raai wat, in moeilike tye, in swaar kry seisoene, kom ons agter waar was ons skat eintlik? Waar is ons skat die hele tyd? En partykeer het ons 'n ontnugtering binne in daai situasie om te besef, oh my goodness, God is toe nie so sentraal in my lewe soos wat ek voorgegee het om te wees nie. En dit wys vir my as ware my verkeerde prioriteite. En dit wys ook my karakter, nê. Maar dit gee ook vir my geleentheid om net weer nader te kom en weer te herstel. Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, luister mooi, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Yes, dis wat die Here doen wanneer ons deur hierdie struggling tye gaan. Hy ondersoek ons hart. Hy kyk wat is ons motiewe. Partykeer het ons valse motiewe. Partykeer is ons motiewe skeef getrek. En wanneer ons deur hierdie swaar kry tye gaan, dan word dit as ware ontbloot. Ons swaar kry tye wys ook, gaan ek doen wat ek God beloof het om te doen? Gaan ek hou by my woord of gaan ek ewe skielik weggaan daarvan en ongehoorsaam wees? Jy sien, kom ek sê vir jou, so moeilik soos wat dit is, so swaar soos wat dit is, wat ek en jy eintlik moet doen wanneer ons deur swaar kry tye gaan, is om vir die Here te vra, Here, toets my hart, soos wat Dawid inderdaad vir hom gesê het. Kyk asseblief wat binne in my hart aangaan. En as daar enige iets is wat nie daar moet wees nie, bring dit asseblief na vore en wys dit vir my en help my om reg te maak. En vra vir God om as ware vir my en jou te vernuwe deur die swaar kry proses. So, kom ons vra vir mekaar die vraag, kom ons vra vir onsself die vraag. Hou jy van wat jy sien wat uit jou hart uitkom? Wanneer jy in hierdie moeilike situasies is. As jy op die oomblik in 'n moeilike situasie is, hou jy van dit wat jy klik, wat jy besef is in jou hart, wat in jou hart aangaan? En is jy gewillig om God toe te laat, om in jou en met jou te werk deur daai seisoen? Is jy gewillig om God toe te laat, om, al is dit hoe swaar, al is dit nie lekker nie, om jou te bou en te laat groei en jou nader aan hom te bring deur daardie seisoen? Die derde rede, vir seisoene van swaar kry is om ons afhanklikheid van God te leer. To teach us dependence on God. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1 vers 9, Paulus sê, in fact, we expected to die. Dit was ons verwagting gewees, But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely on God who raises the dead. Wat 'n amazing text. Paulus sê, ons het eintlik verwag om dood te gaan. Maar die gevolg daarvan was ons dat ons opgehou het om op onsself en ons eie kragte staat te maak en ons het geleer om staat te maak op God, die een wat die dooie lewend maak. Jy sien, wat gebeur met my en jou in moeilike tye? Ons kom op 'n punt wat ons besef, ons kan nie op ons self alleen staat maak nie. Ons kom op 'n punt wat ons besef, ons is nie sterk genoeg nie. Ons kom op 'n punt wat ons besef, ons het nie die krag en die vermoë om alleenig deur sulke situasies te gaan nie. En God leer ons dat ons nie sonder hom deur dit kan gaan nie. So met ander woorde, wat doen hy? Hy gebruik daardie slegte seisoene. Hy laat ons toe om deur daai slegte tye te gaan, sodat ons op 'n punt kan kom wat ons moet leer dat ons volkome, geheel en al op hom moet vertrou. Dat ons op sy krag
moet vertrou en op hom moet staat maak. Jy sien, baie keer probeer ons eie probleme op ons eie manier oplos. Ons dink ons het al die wysheid in pag. Ons dink ons het al die kennis in pag. Ons dink ons weet om die situasie te red. En ons maak allerlei plannetjies en ek sê nie ons moet niks doen nie, maar die probleem is ons doen dit baie keer in ons eie krag. Ons soek nie God se wil nie. God wil hê dat binne in ons swaar kry tye, binne in ons struggling seasons, binne in daai tye wat nie lekker is nie, dat ons na hom toe sal draai, dat ons sal verstaan wat hy wil hê, wat hy wil doen in ons. Spreuke 3 vers 5 sê dit baie mooi en is 'n teks wat ons gemeente baie goed ken. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Jy sien, God is die ultimate bron van ons hulp. God is die ultimate bron van ons krag. Ons het dit verlede week ook gehoor, nee. En ons word in ons moeilike tye, word ons op 'n harde manier herinner daaraan, dat God is ons bron van krag, God is ons bron van wysheid, en God is die een wat vir ons voorsien, nie ek nie, nie iemand anders nie. Hoor wat sê Psalm 20 vers 7, Some trust in chariots, others in horses, but we trust the Lord our God. Jy sien, ons kan dit in 'n moderne taal kan ons sê, party vertrou in geld en party vertrou in besittings, nê, en party vertrou in wêreldse goed, maar ons vertrou as ware op God. En dis waar God ons wil bring. Baie keer sit ons vertroue in geld. Baie keer sit ons vertroue in besittings. Baie keer sit ons vertroue in onsself. Sit ons vertroue in ons gesonde, goeie, sterk liggame. Baie keer sit ons vertroue in ander mense. Maar God wil ons bring daar waar ons vertroue volkome in hom sit. So mense, wanneer ek en jy deur hierdie moeilike tye in ons lewe gaan, wat moet ek en jy doen? Kom ons leun, kom ons steun op God. Kom ons leun en steun op sy krag. Kom ons maak nie staat op ons eie verstaan van dit of op ons eie insig nie. Kom ons dink nie ons is goed genoeg en sterk genoeg en niemand sal my onderkry nie. Maar kom ons surrender. Kom ons surrender ons self-sufficiency. Kom ons surrender ons eie wil. Kom ons surrender ons baie keer ons negatiewe en opstandige attitudes. En kom ons plaas ons vertroue 100% in God. Kom ons vertrou dat hy sal sorg, dat hy sal voorsien. Die vraag vir my en jou vanmôre is jy afhanklik van God? Is ek afhanklik van God? Jy sien, ons kan baie keer sê ons is afhanklik van God. En dan kom ons in die moeilike tye, en dan wys dit vir ons, is ek regtig afhanklik van God? En ek glo met my hele hart, dat dit nodig is vir ons om deur hierdie moeilike tye te gaan. Dat dit nodig is vir ons, om partykeer deur tye te gaan, wat ons absoluut op God moet vertrou, vir voorsiening. Want dit bring ons weer terug. Jy sien, kom ons vat finansies. Wanneer jy begin suksesvol raak, en jy baie geld begin maak, etc. En dit gaan regtig met jou goed, dan is dit so maklik om te dink jy is afhanklik van God, maar jy is eintlik afhanklik van jouself en van jou geld en jou besittings. En dan die oomblik wanneer jy deur die moeilike tye gaan, dan wil God jou terugbring daarby om te besef, dis hy wat dit vir jou alles gegee het. En hy kan dit net so vinnig wegvat ook. En hy wil jou weer bring daarop, om afhanklik van hom te wees, en dan ook om hom te eer vir alles wat hy vir jou gee, en vir alles wat hy vir jou doen. Hy wil ons bring om, daai afhanklikheid moet lei uiteindelik tot dankbaarheid, wanneer God vir ons deurkom, wanneer God vir ons voorsien. So kom ek vra vir jou, is daar dalk binne in die situasie wat jy jouself mag bevind op die oomblik, is daar dalk iets wat jy moet surrender aan God? Dalk is dit kontrol wat jy moet surrender. Dalk is dit jou eie wil wat jy moet surrender. Wat is dit wat ek en jy moet doen binne in die situasie om God weer volkome te vertrou? En die vierde een, die laaste een waarby ons vandag stil staan, is om volharding en geestelike volwassenheid te bewerkstellig. So God laat toe dat ons deur seisoene van swaar kry gaan om volharding en geestelike volwassenheid te bewerkstellig, to produce endurance and spiritual maturity. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê, We can rejoice too
When we run into problems and trials, hoekom? Dit klink so stupid om te sê, ons kan bly wees wanneer ons deur moeilike tye gaan. Maar wat is die rede? For we know that they help us develop endurance. Dieselfde gedagte wat ons in ons ankervers gekry het. En dan, endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvations. Jy sien, deursettingsvermoë word gebou wanneer ons deur moeilike tye gaan. Deursettingsvermoë word gebou wanneer ons deur tye gaan wat vir ons nie maklik is nie, wat swaar en wat sleg is. Tye wanneer ons getoets word, tye wanneer ons struggle en ons stoei, is die tye wat ons deursettingsvermoë en uithou vermoë leer. Dis die tye wat uiteindelik sal lei tot geestelike volwassenheid. Jakobus 1 vers 4 sê, and let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Ewe skielik kom hier 'n gedagte by my op, nee. Ons is deur COVID in 2020. En COVID was 'n moeilike seisoen vir ons almal. En dit het so baie goed na vore gebring in die wêreld. Dit het so baie goed in God se kerk na vore gebring. En as die ware het ons in COVID gesien en ervaar is ons sterk genoeg spiritually, is ons volwasse genoeg spiritually om te kan staan. En at least moet ons nou vandag sê, die kerk was nie noodwendig, of die breë kerk was nie noodwendig sterk genoeg nie. COVID het veroorsaak dat daar soveel spanning in gemeentes gekom het. COVID het veroorsaak dat daar soveel verdeeldheid gekom het tussen broers en susters in Christus. As ons almal sterk genoeg was, as ons geloof sterk genoeg was, as ons naby genoeg was aan die Here, sou dit nie gebeur het nie. Jy sien, God gebruik moeilike tye en hy toets ons om ons karakter te ontbloot. Om ons te wys wat regtig hier binne aangaan. Jy sien, God gebruik swaar kry om ons volwasse te maak. Geestelik en as mens. En dit gebruik hy om ons wysheid te leer, om ons hoop te bou, om ons geestelik en emotionally sterk te maak. Nou mense, alhoewel dit nie maklik is om deur hierdie tye te gaan nie. Alhoewel dit nie maklik is nie, moet ons as ware hierdie tye aanvaar, hierdie swaar kry tye, hierdie swaar kry seisoene aanvaar as deel van God se proses, waar hy binne in ons werk, waar hy volharding kweek en waar hy ons geloof bou en ons geestelik volwasse wil maak. Wat letterlik gebeur, deur ons swaar kry seisoene is God besig om ons meer en meer soos Jesus te maak. So jy sien, ek en jy kan dit resist, en wanneer ons dit resist, gaan dit net vir ons swaarder word. En ons gaan nie groei nie. Of ons kan sê, goed Here, ek wil nie hier wees nie, dis vir my regtig sleg om hier te wees, maar, en raai wat gaan gebeur. Ons gaan groei, ons gaan nader aan God kom, ons gaan geestelik meer volwasse word, ons gaan meer en meer soos Jesus word. So kom ons vat net gou saam. Wat is die goed wat ons vandag hoor? En daar sekerlik meer, maar dis waarby ons vandag stil staan. 4 groot redes hoekom ons baie keer deur swaar kry seisoene gaan en hoekom God ons toelaat om daardeur te gaan. Die eerste is om ons geloof te versterk. Die tweede is om te openbaar wat in ons harte aangaan en dit as ware tentoon te stel en bloot te stel, nee. Die derde is om ons afhanklikheid van God te leer en die vierde is om volharding en geestelike volwassenheid te bewerkstellig. Nou mense, as ons afsluit, is daar een verskriklike belangrike ding wat ek vandag wil sê en wat ek en jy vandag vir eens en vir altyd moet besef. Swaar kry tye waarin ons getoets word, moeilike seisoene, swaar kry seisoene is nie straf nie. Dis geleenthede om te groei. Dis geleenthede vir ontwikkeling. Ja, kom ons sê vir mekaar. Baie keer is ons swaar kry seisoene die gevolge van verkeerde keuses wat ons gemaak het. Baie keer het ons niemand te blame behalwe onsself nie. Maar God gebruik dit nie om ons te straf nie.
God gebruik dit om ons te leer. Hy sê vir ons in sy woord, dat daar vir ons geen veroordeling is nie. Jesus het hy klaar gestraf, so hy straf ons nie. Maar hy laat toe dat ons partykeer die consequences dra van ons slegte keuses. Sodat hy ons daardeur kan groei, sodat hy ons daardeur kan ontwikkel, sodat ons daardeur kan nader kom aan hom. So met ander woorde, swaar kry tye is nie sonder betekenis nie. Dit is nie 'n waste of time nie. Dit is God se liefdevolle manier en liefdevolle proses om ons al hoe meer te maak soos Jesus, meer en meer soos Jesus. En alhoewel ons partykeer nie verstaan hoekom ons deur hierdie tye moet gaan nie. Alhoewel dit partykeer vir ons ontsettend sleg is en ons vra het en ons elke dag wens, kan dit nie maar net ophou nie. Kan ons God vertrou om in ons en met ons te werk deur dit? Kan ons God vertrou om ons nooit, maar nooit alleenig te los nie? Ons het dit verlede week gehoor, nê? En kan ons vertrou dat God besig is om ons meer en meer te vorm in die beeld van sy seun Jesus Christus? So wat moet ek en jy doen? Ons moet nie sê, ek is so bly, ek gaan deur moeilike tye en dit is my so lekker om dit is, ek wil amper sê skynheilig. Dis nie vir een van ons lekker om deur swaar kry tye te gaan nie. Maar wat kan ons sê? Ek is dankbaar. Ek is dankbaar dat ek weet dat binne in hierdie swaar kry tyd sal God my nie los nie. Sal God daar wees. Sal God my help, sal God my krag gee. Sal God my bou. Sal God my meer en meer soos Jesus maak. Ek is dankbaar dat binne in hierdie swaar kry tye God die een is wat vir my sal voorsien. Ek is dankbaar dat binne in hierdie swaar kry tye God die een is wat my sal dra wanneer my bene nie meer kan loop nie. En raai wat? Met daai gesindheid gaan ons geestelike spiere, gaan ons geloofsspiere geoefen en gebou word in ons swaar kry tye. Jy sien, swaar kry tye bring my terug by ek het God nodig. Dis deel van God se goddelike proses om vir ons te wys dat ons nie sonder hom kan lewe nie. In vandag se lewe is dit vreeslik maklik om onafhanklik van God te wil lewe. Maar die oomblik wanneer die mat onder jou voete uitgaan, dan besef jy weer, ek is niks sonder hom nie. Alles wat ek het en alles wat ek is uit sy hande en deur sy genade. So wat moet ek en jy doen? Kom ons raak nie opstandig wanneer ons deur swaar kry tye gaan nie. Kom ons raak nie weerstandig en resist dit nie. Kom ons raak nie opstandig in die sin van ons moan en groan die hele tyd nie. Kom ons speel nie die blame game wanneer ons deur hierdie tye gaan nie. Maar kom ons surrender onsself in God se hand. Partykeer is dit nodig om te sê, Here, ek weet regtig nie hoekom ek deur hierdie ding gaan nie. En ek verstaan dit nie. En dit is regtig nie vir my lekker nie. En dit is swaar en ek struggle en ek het seer. Maar Here, omdat U my God is, omdat U my Vader is, omdat ek weet U het vir my goeie planne, omdat ek weet U bedoel dit goed met my, surrender ek myself in U hande. En Here, ek surrender hierdie proses in U hande. En dan kies ek om God te vertrou, om my te laat groei en my te dra deur daai seisoen en my ander kant uit te bring. Die wonderlike van dit is, net soos wat daar seisoene in die wêreld is en dit nie altyd winter is nie. Daar kom weer lente en somer. Is ons swaar kry tye ook net 'n seisoen. En dit word weer gevolg deur 'n seisoen van lente en somer in ons lewe. Wat ek en jy moet as ware besef, die seisoen van hierdie wêreld gaan verby. And the best is yet to come. Kom ons sit ons oë op Jesus. Kom ons sit ons oë op die ewige erfenis. En ons weet daar gaan 'n dag kom waar daar geen swaar kry gaan wees nie. Wanneer alle trane van ons oë afgevee gaan word. As jy jouself nou in moeilike tye bevind, mag die Here jou versterk. Mag jy surrender aan sy wil, aan sy hande, aan sy proses, mag hy jou groei en mag hy jou geloofspier sterk maak en jou meer en meer soos hy maak. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons sal jok as ons vir U sê, dis vir ons lekker om deur swaar kry seisoene te gaan. Nee, dit is nie.
En as ons eerlik moet wees, Here, sou nie een van ons dit ooit gekies het nie. Ons sou graag wou hê dat ons Christen lewe, ons lewe saam met U, sonder enige adversities moet wees, sonder enige swaar tye, sonder enige moeilikhede moet wees. Maar ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld, Here. En ons weet ook dat baie keer gaan ons deur swaar tye omdat ons ongehoorsaam was, omdat ons verkeerde keuses gemaak het, omdat ons gedoen het wat ons nie moes doen nie, omdat ons nie rekening gehou het met U nie. Help ons om in daardie tye dit te besef en te leer en te groei. En Here, ek wil vir U dankie sê dat ek weet, U sal elke swaar tyd, het sy dit kort of lank is, gebruik in ons lewe, as ons U toelaat. En my gebed is, Here, dat ons almal daardie gesindheid sal hê, dat ons sal surrender, en daarom het ons U hulp nodig, o Heilige Gees, U wat binne in ons werk, U wat binne in ons lewe. Help ons. Ag, en help ons dat ons regtig sal vashou aan U. Vader, ek wil vir U dankie sê dat ons weet as niks wat ons ooit sal skei van die liefde wat daar vir ons in Jesus Christus is nie. En dankie Here Jesus, dat U die dood oorwin het. En dat ons weet dieselfde krag wat U uit die dood uit opgewek het, is in elkeen van ons wat glo. En dankie dat ons weet, Vader, U is die een wat vir ons voorsien, elke dag van ons lewe, maar binne ook, en deur swaar seisoene ook. Ek wil vanmôre uit die diepte van my hart bid vir elkeen in ons gemeente, en elkeen wat my stem hoor, wat deur 'n swaar seisoen gaan. Vader, ek wil bid dat U Uself aan hulle sal openbaar. Here Jesus, ek wil bid dat U vir hulle U liefde sal wys, dat U Gees in hulle harte sal werk. Ek wil bid dat U alle weerstand uit hulle harte sal vat. Ek wil bid, Here, dat U hulle oë sal oopmaak en vir hulle sal help om te sien wat U besig is om te doen. Ek wil bid dat U die goed wat nie daar moet wees nie na vore sal bring en hulle sal help om dit om af te handel en weg te skuif uit hulle lewens. En ek wil bid dat U vir hulle hoop sal gee. Ag Here, ons leef in 'n wêreld waar ek moet sê dat stukkie swaar kry is maar deel van ons alledaagse bestaan partykeer. En dankie dat ons weet dit gaan oorgaan. Dankie dat ons weet daar's 'n erfenis vir ons, en daar kom 'n dag wat ons vir ewig by U gaan wees, en daar kom 'n dag wat ons weer gaan geen pyn wees nie, geen ellende, geen struggles, geen swaar kry tye wees nie. Ons eer U en ons prys U en ons dankie daarvoor in Jesus se heilige naam alleen. Amen.